Watse hoop of raad het u vir jong Afrikaanse onderwysers en leerders wat huidiglik in die stelsel is? Jo, dit is 'n moeilike ene, want dis nie 'n baie lekker stelsel om in te werk nie. En dit hang baie af van presies waar in die stelsel werk jy. Kom ons sê jy het met 'n Funza Lushaka beurs gaan studeer. 'n Baie lekker beurs om te hê, hy's relatief ruim. Maar hulle plaas jou waar jy moet wees, waar hulle wil hê jy moet wees. So hulle plaas jou dalk glad nie by 'n skool waar jy jou eie kind sou gesit het as jy 'n keuse gehad het nie. Dan sal ek sê alle ervaring is ervaring. En ervaring is iets wat 'n mens nie van jou kan wegneem nie, en partykeer leer jy van ander mense wat om te doen, en partykeer leer jy wat om nie te doen nie. So ek dink 'n mens moet eenvoudig die ervaring wat na jou kant toe kom vat. Maar ek dink dis ook belangrik dat 'n mens vir jouself sê, dit wat ons doen is nie net vir die onmiddellike nie. Ons werk nie net vir 'n salarischeck aan die einde van die maand nie. Onderwys, en dit klink nou vreeslik, ek wil nou maar sê hoogdrawend en soos wat die ou mense gepraat het, maar met onderwys bou jy 'n volk, en jy bou dit nie steen vir steen nie, jy bou dit klas vir klas, mens vir mens. Iemand het op 'n keer geskryf oor onderwys, verwys na kindergesentreerde onderwys. Toe sê man, dis eintlik nonsens. 'n Mens kan nou so lief wees vir die kinders as wat jy wil. Maar waarmee jy eintlik besig is jy's besig om elke jaar die hele beskawing van vooraf te bou. Elke jaar wat kinders in graad R of in graad 1 inkom, as hulle in matriek uitgaan, as hulle universiteit toe gaan, is jy besig om die hele kennisskat van jou beskawing aan die volgende geslag toe te vertrou, want die beskawing kan net leef in mense. Die beskawing leef nie in geboue nie, en die beskawing leef nie in stede se strate en se rioolstelsels en se stormwater nie. Die beskawing leef in mense. En so lief as wat jy vir die kinders is, eintlik gaan dit nie oor hulle nie. Dit gaan eintlik oor beskawing wat jy oordra en waarmee die hele tyd besig is. En dan natuurlik gaan dit presies oor die kinders, want dis hulle wat die beskawing moet dra. So ek dink 'n mens moet, as jy nou 'n onderwyser is, 'n jong onderwyser is, sou ek sê, hou skool waar jy 'n pos kry en kom so vinnig as moontlik op 'n plek waar jy kan help bou in jou eie volk. Daar gaan nie in die wêreld iets wees soos 'n Ready Afrikaner vereniging, soos die Ready Renoster vereniging nie. Ons gaan onsself moet red. As jy nou om ekonomiese redes moet skole op 'n ander plek, doen dit. Sorg dat jy genoeg geld verdien, dat jy kan oorleef en dat jy jou eie kinders kan grootmaak. Maar as daar nie 'n volgende geslag is nie, dan is alles wat ons doen niks werd nie. En as ons die volgende geslag nie leer nie, as ons hulle nie inlei in dit wat ons is nie, dan verdwyn ons binne 'n geslag. Dit hoef eintlik nie lank te neem nie. Ons kan oor 50 jaar kan ons weg wees. Ons hou net op om ons kinders self groot te maak.